Mag die Here julle seën in so heilige atmosfeer. Ek wil graag die woord van die Here met u deel. Kom ons neem net ons sitplekke vir 'n kort oomblik. Dankie Here Jesus. Ek gaan vra dat hulle die verhoogse ligte gaan afsit. En kyk net vanmôre weer eens na baie bekende videoklip. Hier agter my op die bord, baie dankie. What do you believe about miracles? Oh, well, the greatest miracle is this, that Jesus rose from the dead. Yep. Okay, and because he rose from the dead, the resurrection of Jesus authenticates everything that he said and everything that he did. Okay. Now, that's the most important thing. People often say, well, what about other religions? What about other philosophies? And I'm like, well, what about them? You know, what about them? Listen, if you're walking down a street and you get to the end of the street and it branches into two and you don't know which way to go, there are two men lying there. One's dead, one's alive. Which one would you ask for directions? The reason I'm a Christian is because Jesus Christ is alive. Yes. Which one will you ask for directions? Ons lewe omdat Jesus lewe. Wat 'n geweldige groot dag vir die kind van God. Hierdie naweek wat die kinders van die Here vier, ongeag of ons weggaan en of ons bly by die huis, is is die grootste naweek in die kerk wat daar is. Waarom? Want Vrydag het ons Jesus Christus wat gesterf het vir ons gevier, die nagmaal. So dikwels as julle van hierdie brood eet en van hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy terugkom. Die dood van Jesus Christus het wat vir ons gedoen? Toe Jesus aan die kruis hang, toe sê hy, dit is volbring. It is finished. Tetelestai. Nou weet jy, as jy gaan kyk na daai woord, dan het hulle hom in 3 kontekste gebruik. Want hulle het hom oral oor gebruik. Luister nou mooi. Tetelestai was gebruik in 'n besigheidskonteks. Tetelestai was gebruik in 'n wetlike konteks. En tetelestai was gebruik in 'n militêre konteks. Daai 3. Pastoor, hoe so? In 'n besigheidskonteks was dit gebruik in die Bybelse tyd om te sê letterlik jou skuld wat jy gehad het, wat ook al dit was, is vergewe of is betaal. Ekskuus, is betaal. Jou skuld is betaal. Wie verklaar dit? Jesus. Die tweede konteks wat ons dit sien, is natuurlik 'n wetlike konteks. Nou in hulle voorhoewe, in daardie tyd, as jy skuldig was, het jy daar gestaan, jy moes met jou eie lewe betaal, dis hoekom die kruis daar was, dis hoekom baie mense doodgestenig was, paar verskillende maniere, maar nou as hulle gesê, tetelestai in die voorhoewe, het dit beteken dat jou vonnis was heeltemal uitgedien. Jou vonnis was vir eens en vir altyd gedien, afgehandel, en dit sal nooit weer terugkom. En dan in 'n militêre konteks. Die woord tetelestai in 'n militêre konteks was gebruik om te sê, die oorlog is gewen, die oorwinning is behaal,
ons is in triomftog. Kom ons vier, want ons het oorwin. Nou luister vanmôre vir my as ek hierdie saak vir julle sê, prys die Here. Toe Jesus kom en hy sê, Tetelestai, toe sê hy, jou skuld is betaal, ten volle betaal. Die vonnis vir jou sonde is uitgedien en die oorlog oor sonde, die dood en Satan is klaar gewen. Die werk van redding, oorwinning, versoening, verlossing en 'n nuwe lewe is joune. It's yours. Pastor Bra, mag ek jou gebruik? Kom hierso. Pastor Bram, hier is jou selfoon. Moet my vat nie, los hom. Want jy weet, dis myne, né? Party mense gaan weet, dis myne, en hulle gaan sê, ag nee, pastoor, is okay. Sien nie wat gebeur. Dit wat Christus gedoen het aan 'n kruis, toe hy sê, dis volbring. Hy het dit gegee, maar ons staan en ons wil dit nie hê nie. Ons vat dit. Dankie, Pastor Bram. Skenk hom terug. Is dit? Okay, gebruik hom tot na die diens. Besef jy die grootheid van hierdie naweek? Johannes 20 vers 11 tot 18. En my tema vandag, as ek 'n tema mag gee, is na wie soek jy? Who are you looking for? Na wie soek jy? Kom ons lees gou vers 11. Maar Maria, wie is dit? Maria Magdalena het buitekant by die graf gestaan en ween, en terwyl sy ween, buig sy na die graf toe. En sien 2 engele daar sit met wit klere aan, en by die hoof, een by die hoof en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? En sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Dit spreek van geweldige liefde. It talks about immense love. Love for somebody. Mag ek dit in die konteks gebruik van, that's the kind of love we must have for our Savior, Jesus Christ. En toe sy dit gesê, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was, en antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om. Interessant, hier draai sy weer. En sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader toe nie, ek gaan nie daaroor praat nie. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Hoekom? Hoe is dit moontlik? Want hy het gesterf, die prys is betaal. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het, ekskuus. Jy weet in die woord, net tot sover. In die woord, in hierdie tydstip wat verbygaan, kry ons nogal heel wat Marias.
Maria was 'n algemene naam. Ons kry vir Maria, die moeder van Jesus. Ons kry Maria Magdalena, die Afrikaanse vertaling sê Magdalena, maar dit word afgelei eintlik van die dorpie Magdala. Sy's eintlik Maria van Magdala. Nou Magdala was 'n ou dorpie, klein dorpie naby die see. Sy was moontlik seker maar diensbaar daar gewees. Hulle het dit gesien as die Romeinse Judea. Maar dit daar gelos. Ons kry Maria, suster van Martha en Lazarus, Maria, die moeder van Jakobus en Joses. Dan kry ons Maria, die moeder van Johannes en Markus. Dan kry ons Maria van Rome, Romeine 16 vers 6. En sy was 'n gelowige vrou wat hard gewerk het vir die Christene in Rome, sodat hulle gevoed en geklee en na gekyk was. Sy het half 'n pastorale bediening gehad in Rome. Maar ons kyk vandag na Maria Magdalena. Jy weet, het jy gedink deur wat se trauma en stres moes hulle gegaan het om Jesus te aanskou in die kruis? To see Jesus on the cross. What trauma and sense of loss, and sy was omtrent laaste by die graf gewees toe hulle Jesus afgehaal het en gaan bær het. En sy is die eerste daai oggend by die graf. Maar weet jy wat? Ek in die woord sê sy het geween. Soveel sodat die engele gevra het, hoekom huil jy? Waarom ween jy? Ek dink haar oë het al vir 'n dag lank gehuil. Jou oë is opgeswel, jou neus loop. Jy voel nie lekker nie. Maar as sy haarself kan kry, dan loop die trane en sy huil, want haar geliefde Jesus, vir wie sy so lief is, wat alles in haar lewe is, vir wie sy diensbaar is gekruisig, hy's dood, hy's nie meer daar nie. Hoe verskriklik is dit net nie? En is soveel so dat sy vergeet het wat Jesus vir haar gesê het, moet gebeur en gaan gebeur. En sy is daai oggend eerste by die graf. En om die saak so bietjie nog sterker te maak, kom sy daar en hier is die klip weggerol. Steen is weggerol. Het jy gedink hoe moes sy toe begin huil het? Weet jy wat, hy is nie net dood nie, hy is weg. Ons hou so baie aan die tydelike vas. En ek dink in terme van my eie pa. Hoe mis ek hom baie daar. Net om vir hom te sê, hallo dadda. Maar sy voel so en die trane loop. Ek dink nie sy kon meer sien omtrent nie. Sy buik af en sy kyk, ek wil nie te lank op dit spandeer nie, maar sy buik af en sy kyk. En sy sien hierdie saak, hier sit twee engele. Sy was so hartseer, so verpletterd, so gefokus op daai omstandighede. Weet jy wat, dat selfs die bonatuurlike het nie eens meer vir haar geplan nie. En sy kyk, en sy sien, ja, hier sit 'n engel, een by sy voete, en een by sy kop, waar hy gelê het. En hulle sê van vrou, waarom ween jy? Hoekom huil jy? Na wie soek jy? En met dit, ek dink die graf was voor haar, wil u net 'n uitbeelding as jy my kan sien. Kom ons maak die graf daar waar die klankkas is. Sy het gestaan in ongeloof en sy het gekyk na daardie graf wat leeg is. Die volgende oomblik, toe sê Jesus agter haar, hoekom ween jy? Na wie soek jy? Who are you looking for? Nou, oor so dik gehuil, dis hoekom sy nie Jesus herken het nie.
Haar oë was so beloop van die trane. Weet jy wat, haar aandag was op die graf, want ek dink sy het net so teruggeblik. En sy het gesien, maar hier staan iemand wat my hierdie vraag vra. Die het dit al agtergekom. Jy's so gefokus op goed wat gebeur in jou lewe, dat jy draai so half as iemand met jou praat. Jy hoor nie, jy sien nie, jy besef nie. En sy kyk net so half terug, en dan kyk sy weer vir die graf, en Jesus sê vir haar, hoekom ween jy, na wie soek jy? En sy sê, meneer, want sy het gedink, hy is die tuinier. En wat sê sy vir hom? Ag, sê my net, waar het hulle my geliefde Jesus, die een wat my lewe so verander en geïmpakteer het, waar het hulle hom gesit? Ek sal hom gaan haal. Ek dink nie sy sou hom kon skuif nie. Maar sy het so passie gehad om by Jesus te wees. Wys my net waar sy. Weet jy waar kom die draai? Toe Jesus vir haar sê, Maria. Maria. Wie wat besef sy? Wat is sy? Maria, hoe baie keer is ons as mens so gefokus op dit wat in hierdie wêreld gebeur. Ons is so gefokus op omstandighede. Ons is so gefokus op die seer wat ek gekry het. Dat ek nagekom is, dat mense nie van my hou nie. Jy is so gefokus op die probleme, die graf miskien, daar's dalk ander omstandighede. Jy is so gefokus, en wat gebeur toe die Here sê, Maria, sit gou vir my Johannes 10 vers 27 op. En ek wil hê, jy moet besef vandag, mag die Heilige Gees iets in jou gees kom losmaak. Hy sê, my skape luister na my stem. Hy sê eintlik, weet jy wat, my skape het op 'n stadium my leer ken. My skape het op 'n stadium my stem geken. En hulle doen nog steeds, maar hoor wat sê hy, ek ken hulle en hulle volg my. Ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand uit ruk nie. Maria, weet jy wat is my grootste gebed? Dat ons op 'n plek sal kom wat soos hierdie teks 'n groter werklikheid vir ons sal word. Mikkie, die Here sê, Mikkie, o my meester, Rabboni, my seun Bram, o Rabboni, meester, een wat ek lief het. Willie, ja Here, meester, Johan, meester, en ek sê Here, help ons dat ons die stem sal herken. En nou wil ek so 'n bietjie 'n draai maak. Terwyl ek sit en dan hierdie dink en ek net opgewonde is, ek sê, Here, jy het opgestaan. Deel die Here die volgende met my, en hy vat my na Martha en Lazarus. Hy vat my soontoe. Martha en Maria, laat weet Jesus, hulle sê Lazarus is siek en daar sterf hy, en Here, hy is te laat, en hier kom die Here by hulle aan, en hulle sê, Here, hy is al 4 dae in die graf.
Wie van julle het al beleef dat selfs dit wat belangrik is in 'n sperdatum ingegaan het en verby? Die Here kan nie iets doen nie, man, dis verby, dis oor, iets overs. Dis klaar. Here, dis klaar. En weet jy wat gebeur, wat deel die Heilige Gees met my? Die Here staan daar en hy sê vir hulle, maar ek gaan vir julle iets wys, ek gaan iets vir julle doen. En nadat hy geween het, weet julle wat sê hy? Rol die klip weg. En ek is soos in, ja, prys die Here, soms sê die Here vir ons, rol die klip weg. Weet jy wat, jy moet ook iets doen om die skeiding weg te kry, jy moet iets doen om die saak aan die pad uit te kry, dat die Here die wonderwerk kan doen. Ek sê, Here, prys u heilige naam. En die Here sê vir my, wag. My kind, het ek al vir hulle gesterf daar? Ek sê, nee. Jy het nog nie vir hulle gesterf nie. Dit moes nog kom. En ek sit in die volgende oomblik, begin die Gees van die Here met my hierdie saak deel. En Maria, wat gebeur toe Maria by die graf kom? Wat was in haar trauma, in haar fokus op die graf, op dit wat vir jou traumaties was? Wat is haar eerste belewenis? The stone's been rolled away. Die steen is klaar weggerol. En ek sê, Here, Lord, what do you want to tell me? Die Here sê, die werk wat ek vir my kinders doen, moet hulle besef, ek het reeds vooruit gegaan. Dis hoekom ek gesê het, dit is volbring. Dit is klaar, dis afgehandel, dis betaal, die vonnis is uit. Ek wil vir jou sê, die oorwinning vir die oorlog is verby. Ek het die pad oopgemaak. Jy hoef nie meer klippe te rol nie. Ek het dit klaar gedoen. It's been done. Ja. Hoe graag wil die kerk nie klippe rol nie. Terwyl die oorwinning is deur die krag van die Heilige Gees, die opstandingskrag, goddelike hemelse krag, en Petrus het hierdie ding mooi verstaan. 2 Petrus 1 vers 3, my vrou weet, ek het van gesê, die dag as ek huis toe is, dan sit jy hierdie op my graf. Of jy sit dit waar jylle my sien, of wat ook al nie wil sien, of wat ook al. Skryf het in die muur, verf het. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het en deur sy heerlikheid en deeg. Die 83 vertaling sê, en luister mooi, hy sê sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Wie gee daai krag? Jy. God gee die krag. Hoeso? Want hy het alles klaar gedoen. It's been done. Hoor wat ek vandag vir elke jong mens, vir elke gelowige sê, nee, die kerk. Ons gaan nie verskoning hê, ons gaan nie, geen verskoning en geen verduideliking gaan waterhou die dag as ons voor God staan. Hoekom kon ons God nie dien nie? In gees en in waarheid nie. Want die Here gaan sê, het jy gehoor, Tetelestai? Op elke vlak van jou lewe was alles afgehandel. Ek het selfs gekom en die klip wat daar was, dit wat jou gekeer het, dit wat jou vasgehou het, het ek weggerol.
My Vader, daar het engele gesit. Ek gee nie om hoe dit gebeur het of die engele dit gedoen het nie. God het voorsien in sy krag deur die Heilige Gees dat dit gebeur. Ek en jy hoef nie meer klippe te rol nie. It's been done. Die verlossing is daar. Die krag is daar. Jou oorwinning is daar. Ek wil vir jou sê, jou verlossing het deurgekom. Ek sluit af. Pastoor Bram, wil julle nie asseblief na vorentoe kom nie? Martin, asseblief. Wie van u staan nog half en kyk na die graf toe? Jesus staan by jou. Hy ken jou by jou naam. En ek wil sê gou jou naam hardheid. Ag nee, kerk van die Here. Julle al geheime agente gesien, pastoor Bram. Hier is hulle vanmôre. Sê jou naam, Edmund. OK, nee, ons kan 'n bietjie beter doen. Martin, sê, Martin. Almal van julle. Jy moet jou naam sê, Martin. Sê jou naam, Edmund. Say your name. Ja. Jesus is calling you. Jesus roep jou. Hy sê vanmôre, Joanne, al wat jy moet doen is sit jou fokus op hom. Dink dit wat jy dink jy beheer oor kan uitoefen, wil ek vir jou sê, daai eie ek geveg gaan jy verloor een of ander tyd. Jesus kan nie 'n geveg verloor nie, hy klaar oorwin. It's been done. 'n Vonnis wat jy mee staan, as jy dit self wil doen, gaan ek vir jou sê, gaan jy dit moeilik kry. Hoor vanmôre, die vonnis is uitgedien as jy in Christus is. There's been paid for your sin. En niemand kan niks teen ons hou nie. Nie is die aanklaer nie. En sê pastoor, weet jy sit nie met my omstandighede nie. Jy het nie met Maria se omstandighede gesit nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, hou op staan en kyk na wat was. Jesus roep jou naam en hy sê, draai na my toe. Draai na my toe, kom. Turn to me. I want to show you something about yourself. I want to put you on the right path. I want to empower you. I want to love you. I want to show you that you are free. I want to show you that you are chosen. I want to show you that you are my child. Die Here sê, staan op en beweeg. Nou sê Here, ek kan nie. Lord, I cannot do that. Hier kom die laaste ding. Daai laaste teksgedeelte soekie van Johannes 20 vers 11 tot en met 18. Nog die volgende een. Gaan vir my na vers 17 toe, as dit moontlik is, baie dankie. En Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, ek gaan nie oor dit praat nie. Maar hy sê, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Net daai teksgedeelte. Toe sy besef, dis Jesus, pastoor Bram, en hy roep haar, wat sê hy vir haar? Now I want you to go. Die eerste opdrag. Jesus het nog nie eens opgevaar nie. Die eerste opdrag om te beweeg vir die kerk
na medegelowiges toe, na mekaar te kyk, vir mekaar te bid, mekaar te ondersteun, nie op jou gevoel nie, maar op wat God vir jou sê deur sy seun Jesus Christus. En hier kom dit na 'n vrou toe. Vrouens, en julle sê vir my pastoor, daar's nie veel om te doen in die kerk nie. Die Here moet julle help. The Lord must help the ladies, the women in the church. Luister wat sê hy, Maria, gaan na my broers toe. Gaan vertel vir hulle, gaan deel met hulle. Wie het jy gesien? By wie het jy gestaan? Halleluja, my Jesus leef. Hy het opgestaan. Ek is so opgewonde. Gaan vertel vir die kerk, ek leef. Maar jy sien, sy het 'n keuse gehad. Sy kon nie omstandighede vashou. So half nog kyk vir die graf en sê, Lord, Here, ek wil net hierdie verwerk. Ek wil net dit prosesseer. Maar toe sy na Jesus toe draai, en hy sê, gaan, wat doen sy? Sy het gehardloop. Sy het gehardloop met dit wat God haar gegee het. She ran with what God gave her. Sy het na die kerk toe gehardloop. Sy het na die disippels. Sy het na die gelowiges toe. En wat het sy vir hulle gesê? Kom aan, ouens, ek het Jesus gesien. I've seen Jesus, he's alive. Nikkie, die Here leef, suster. Ek wil vir jou sê, hy doen wonderwerke. Ek het hom beleef. En hy het my gestuur om vir julle te sê, skep moed, draai weg van die ou goed af, hoor sy stem en beweeg, want hy roep jou vir dit wat jy moet doen. That's why he arose. Vir jou om te lewe en om te dien. Staan saam met my.